Ek is seker, jy het al vir iemand gesê, jy's nou te emosioneel. Dit kan met ons almal gebeur. Ons is geneig om te emosionaliseer. Dit is wanneer jou emosies begin te oorneem. En die logika, die rasionale denke word klein. En dan kan jy irrasionele besluite neem. Jy kyk na jouself en jy sê, ja, dit is nie ek nie. Ek was so emosioneel gewees. Natuurlik kan jy aan die ander kant toe ook gaan. Jy kan rasionaliseer. Jy is so logies en dit is so presies dat daar's niks emosie by nie. En hoe is dit om saam met iemand te leef wat so is? Iemand wat jou nie kan laat voel dat daar liefde is nie. Jy soek net so 'n bietjie emosie saam met hierdie koue, ware realiteit waarmee daar geleef word. Die Emmausgangers is 'n verhaal van iemand en van mense wat oorval is. Hulle is te neergedruk. Hulle is angstig oor die toekoms, want dat baie lelike goed met hulle gebeur. Moeilike goed wat hulle moet hanteer. En dis interessant dat iemand dat ons geneig is, as jy geneig is om te emosionaliseer, kan jy baie maklik aan die ander kant toe gaan. As jy geneig is om te rasionaliseer, kan jy, dis die ouens wat ek kan nie glo, daai persoon het so iets, hy het verlief geraak. Ek kan dit nie glo nie, wat hy doen nie. Want hy is so logies, hy is so berekend. Ons val tussen die twee pole. Daar is 'n ander manier om te leef. Daar's equilibrium. Dit is wanneer dit by mekaar kom en dit saam vasgehou word. Daar's 'n ander manier waarop die Bybel daaroor praat. Dit is om met jou hart te dink, uit jou hart uit te leef. Jou hart is daai plek waar eintlik al jou innerlike funksies by mekaar kom. Jou denke, jou emosies, jou verbeelding, jou geheue. En wanneer enige van daai funksies losraak, dan begin jy te ontspoor. Dan gaan daar iets van die lewe verlore vir jou. En dit gebeur met ons almal. En dis die groot storie van die Emmausgangers. Hulle het in hulle koppe geleef. Hulle probeer alles hier uitwerk, en daar's goed wat jy nie met jou kop kan uitwerk nie. En jy moet dit laat gaan. En jy moet na jou hart toe gaan. Hulle kop het in hulle harte ingegaan. In die ortodokse tradisie is dit so 'n groot gesegde, en dis eintlik die pad van gebed, dis eintlik die geestelike weg, dat die langste pad is van die kop na die hart toe. Om daar, want dis die plek waar jy God beleef, dis die orgaan waarmee jy bewus raak, is nie met jou kop nie. Eintlik kan jou kop en jou denke jou wegvat van bewussyn af. Ek meen, as ek saam met jou is, en ek is bewus van jou, kan ek aan ander dinge begin te dink, en weet jy wat, ek kan jou bewussyn dat jy hier is verloor. Dis iets anderster. Bewus te wees is om iets direk te beleef. Nie net in jou kop nie. En dis die uitnodiging, dat ons op hierdie manier kan begin lewe, vanuit ons harte uit met 'n bewussyn, dat Jesus met ons is. 'n Groot en 'n oë-bewussyn, wat ons beperkte gefokuste bewussyn oorskry, wat net gaan oor onsself en ons probleme, in ons koppe. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons vra U om ons te help. Help ons om ons lewe te deel. Help ons om, wanneer ons oorweldig is, daaroor te kan praat. Help ons om oop te kan wees, om te kan luister, sodat ons by ons harte kan uitkom, sodat ons uit ons hart uit kan leef. In Jesus se naam. Amen.